Jakobus 3, lees ons daar van vers 1 af, en ek gaan vir u voor. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons het stange in die perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk op die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong, ook 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk, hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voorbring nie. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan en dan verenig ons in gebed. Ons aanbiddelike Here en hemelse Vader, o Here, dankie vir die kosbare voorreg wat ons het om in hierdie oomblikke voor U te mag buig. Ja, Here, in aanbidding. As ons maar net dink met die geboorte van ons Here Jesus Christus, het 3 wyse manne gegaan tot daar waar hulle die kindjie gevind het, en daar het hulle gebuig in aanbidding voor die groote koning. O Here, en is dit ons voorreg vandag om ook so voor U te buig, koning van ons harte, koning van ons lewe. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke aangeraak kan word deur U heilige hand en deur U genade, o Here, om te ontvang uit U woord, daar die brood van lewe, om te ontvang vanuit die fontein wat vloei vanuit U troonkamer, o Here, daar die lewegewende water, en dat U vandag deur U woord met elkeen van ons sal spreek, o Here. Dankie dat ons kan saamstem en saam bid vir elke persoon wat op ons gebedslys is, o Here, U ken elke naam. Dankie Here dat ons kan saam bid vir die werkers, die onderwysers, die ambagsmanne, die myners, Here, daar die mense wat vroeg oggend tot laat aan, soms deur die nag moet werk om die masjinerie van die ekonomie aan die gang te hou. O Here, dat U hand van bewaring oor hulle sal hou en dat hulle ook die beskutting van U hand sal vind. Dankie, o Here, dat ons tot U mag wend en U verheerlik ook mag word. Dankie dat ons kan weet dat as ons U vertrou, Here, dat wanneer ons totale vertroue in U plaas,
dat U ons behoeftes sal ontmoet. En laat dit ook nie vandag anders wees nie. Laat dit ook nie in hierdie oomblikke anders wees nie, maar Here, dat ons U Heilige Gees sal vertrou om ons behoeftes te ontmoet in hierdie oomblikke en verheerlik U self daarin. Amen. In vers 10 lees ons: uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. En ek wil vandag met julle praat oor daardie ou slangetjie wat so dikwels hier in ons kieste rondkuier. Vandag, die tong. En Jakobus beskryf dit so mooi as hy praat van hierdie klein lid, nê? Klein deeltjie van jou lewe. Ek dink as jy op 'n skaal klim en jy weeg jouself en dan vra jy die dokter om jou tong uit te sny en dan klim jy weer terug op die skaal, dan gaan jy agterkom hy weeg nie so baie nie. So dit is nie eens nuttig om hom uit te sny om gewig te verloor nie. Maar wanneer ons kyk na wat hierdie broer van ons Here Jesus Christus, die broer van Judas wat die boek Judas geskryf het, of die brief Judas, wat ons as ons lees wat hy sê van hierdie klein lid, dan besef ons dat ons eintlik met 'n groot krag te doen het. Nou net so 'n bietjie ietsie oor Jakobus. Jakobus was die seun van Josef en Maria, so die Here Jesus Christus se broer, as dit nou so wil vat. En ook natuurlik Judas was sy broer gewees, nie Judas die Iskariot nie, die ander Judas. En hy was Jakobus was die eerste predikant in Jerusalem gewees. Hy was die eerste predikant van die Joods-Christelike gemeente. So dit sit dit nou nogal bietjie in konteks. Wanneer 'n mens luister na dit wat Jakobus sê en al die goed vanuit daardie Hebreëse Joods-Christelike konteks uit, wanneer hy met hierdie gemeente praat. Nou ek dink dis iets wat 'n mens miskien moet aanraak terwyl ons nou oor Jakobus praat. Want baie mense, en ons het in die week met die bid hier het ons gepraat daaroor en ek het die vraag gekry, Jakobus sê so en Paulus sê so. En ek wil vir julle sê hulle praat nie teen mekaar nie, hoor. Hulle praat glad nie teen mekaar nie. As ons mooi Bybelstudie doen, sal ons agterkom dat hulle dieselfde onderwerp maar net uit verskillende oogpunte uit raak sien. Maar hier in hierdie oomblikke en in hierdie gedeelte praat hy oor die beheersing van die tong. Hierdie klein lid wat uiteindelik nog groot beheer oor die gemeente gehad het. Spreuke 18:21, daar die teksvers wat baie mense so lief is om te verdraai en te gebruik na hulle eie begeerte en wat hulle wil hê dit moet beteken. Lees ons, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. En hoor wat sê Jakobus vir hierdie gemeente in die eerste versie van hierdie afdeling van sy brief of hierdie paragraaf van sy brief aan hulle. Hy sê moenie baie leermeesters wees nie. Nou gaan ek terug. Spreuke 18:21, daardie laaste stukkie. En elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Praat van die gebruik van die tong. En daarom sê hy vir hierdie gemeente, onthou nou, konteks is baie belangrik.
Hierdie was die eerste Christelike gemeente in Jerusalem. Met ander woorde, onthou julle toe Petrus op Pinksterdag daar die wonderlike boodskap gelewer het, vervul deur die Heilige Gees en 3000 mense tot bekering gekom het. 'n Groot gedeelte van daardie 3000 mense wat tot bekering gekom het, het in Jerusalem self gebly. En wie was hulle dominee? Jakobus. Hy was hulle dominee. En in daardie Pinkstertyd, jy moet onthou, hulle was daar met die kruisiging, hulle was daar met die uitstorting van die Heilige Gees, hulle het al daardie dinge ervaar, so hulle het baie gehad, waaroor hulle kon getuig. En wat sê Jakobus vir hulle? Hy sê vir hulle, moenie baie leermeesters wees nie. Moenie baie praat nie. Hierdie tong wat so tot groot dinge in staat was in die gemeente en groot dinge kon laat gebeur het, moes die gemeente verstaan dat die aanwending van die tong, van die woord op die regte manier moes plaasvind. Want die tong was in staat, net so in staat om lewens op te bou, om die gemeente op te bou. Net soos hy daartoe in staat was hy ook in staat om af te breek. En dat die gemeente moes leer, dit wat Salomo geleer het in Spreuke, dat hulle die vrug sou pluk van die gebruik van hulle tong. Ek dink as mens maar net dink aan weer eens die gemeente daar in Jerusalem. Heilige Gees vervulde manne, toe Petrus met hulle gespreek het, en hulle by daardie plek kom waar die woord hulle diep getref het. Dit lees ons daar in Handelinge 2. Ek reg onthou vers 35, né? Hulle by daardie plek kom en sê die woord het hulle diep getref en hulle vra, broers, wat moet ons doen? En hierdie gemeente wat toe nou vervul is met die Heilige Gees, het hierdie leemte gehad wat Jakobus moes aanspreek. En as mens gaan kyk na die algemene tema van die brief van Jakobus aan sy gemeente, weer eens, konteks is baie belangrik, die heel eerste Christelike gemeente wat daar ooit in die wêreld was. Daar was manne en vroue wat die kruisiging van Jesus gesien het. Daar was manne en vroue in daardie gemeente wat die uitstorting van die Heilige Gees ervaar het toe die disippels daar uit die boefretrek uitkom en hulle hoor hoe hier met hulle gespreek word aangaande die Here Jesus Christus. Hierdie hoofgemeente, ek wil amper sê die hoofkantoor, soos dit sou wil stel. Daar waar al die groot base sit en die tema van sy brief, die geestelike volwassenheid, wat die kern was van die probleem van hierdie gemeente, want hulle tonge, hulle woorde het hulle nog in die steek gelaat. In Korintiërs 15:33 skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe, hy sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Slegte gesprekke. Jy gewonder, hoekom as jy daar by die dokter kom, veral die kindertjies, die dokter sê vir die dokter, ek voel nie lekker nie. Iets is fout. Kan ek nie my vinger daarop sit nie, maar iets is fout. Dan sê ek, is reg. Gesit daar op die bed. Sit jy op die bed.
Want hy ding nie om jou arm, bloeddruk te meet en dan sê vir jou die volgende woorde, steek uit jou tong. Maar wat doen ons? Nee? Ekskuus. Ek hoop nie ons stream nie. Nee, daarom nie. En dan steek jy jou tong uit en dan druk die dokter daai stokkie so agter op jou, maar probeer hom so diep as moontlik daar agter kry. Ek weet met die kinders is dit dikwels met die mangels, as die mangels nog nie uit is hier, die dokter net seker maak dat die mangels uit is, maar as jy nou daar gaan sit en ek het nou is interessant die goed wat jy kan lees oor die tong. Die manier hoe jou tong lyk, sê vir die dokter en kan vir die dokter baie jy weet leidrade gee rondom wat is fout met jou. Dis so half asof die tong die termometer van die liggaam is. So as jou tong gesond lyk, dan is jy gesond. Maar as jou tong nie gesond lyk nie, dan is daar ergens iets fout. Nou hierdie, soos ek dit nou verduidelik het, is eintlik 'n baie belangrike analogie vir die Christelike gemeente. Want die vraag wat ons vra is, as die gemeente hulle tonge uitsteek en die dokter, die Heilige Gees, sit die stokkie daarin om te kyk, wat sal die Here sien? Wat sal die toestand van die gemeente wees? En nou praat ek nie van 'n fisiese, ek praat van 'n geestelike toestand. As die gemeente sy tong uitsteek, wat sal die tong verklap van die geestelike toestand van die gemeente? En daarom sal ons vandag aan die hand van die skrif met ons tema, die tong, in 3 gedagtes sien, dat daar iets is van die kind van God, wat geopenbaar word in die tong. Ons moet ook besef dat die tong 'n besondere bediening het, 'n plek het, 'n deel het, maar ook dat die kind van God die tong moet bemeester, sodat die kind van God, die gemeente, in die gebruik van hierdie klein lid, in die gebruik van hulle tong, wil geestelike lewe, hulle ware geestelike lewe sal openbaar, opbouend sal spreek, om die tong te gebruik, sodat die boodskap van die verlossing en die genade van die Here Jesus Christus verkondig sal word, vir die doel waarvoor dit geskape is. So sien ons dan in ons eerste gedagte, die openbaring van die tong daar in vers 2. Want wat ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Wie van ons het dit al reg gekry? Jy sien ek steek my hand op nie. In hierdie vers gebruik Jakobus hierdie woord volmaakte. Hy sê, as hy, of as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Volmaak, wat niks kort kom in geestelikheid nie, wat niks kort kom in volwassenheid nie, 'n persoon van volmaakte integriteit en moraliteit, wat geensins in sonde kon verval nie. Ja, soos die Here Jesus Christus. Volmaak, ons sien dit daar op die bord nog steeds, baie dankie, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Daardie volmaakte toestand. Maar hy begin in vers 2, wat ons almal
struikel dikwels. In daardie gemeente was daar geen so 'n volmaakte man nie. Nie eers Jakobus. Die dominee van daai gemeente was hierdie volmaakte man nie. Hulle struikel in hulle woorde. Hulle struikel wanneer hulle tong gebruik. So asof die tong iets geopenbaar het van die kinders van die Here. En dit was ook so. Dat die tong geopenbaar het dat in die gemeente waar Jakobus, die broer van die Here Jesus Christus, die predikant was, dat daar onvolmaaktheid was. Dat daar allerlei dinge verkeerd geloop het. Juis oor die gebruik van die tong. Ek het al baie keer, en ek seker ons ken die term en ons ken die gebruik daarvan in sekere opsigte, hoe mense, of jy het al gehoor, iemand sê dit vir jou, of jy het dalk al vir iemand gesê, jou tong gaan jou, of jou mond, jou lippe gaan jou nog groot pak slaag laat kry. En dan het dit ook al gebeur met my so 1 of 2 keer in my lewe, dat ek nie geweet het wanneer om stil te bly nie, en jy's dan nou pak slaag gekry het, daaroor. En dit is wat gebeur in die gemeente, dit is wat gebeur onder kinders van die Here, want dit is juis in die tong waar daardie getuienis geopenbaar word. So dikwels praat, en as ek sê kinders van die Here, dan sê ek ons kinders van die Here, terwyl ons eerder net moet stil gebly het. Job 6 vers 30 lees ons, is daar onreg op my tong, of kan my verhemelte nie die onheile onderskei nie? En dit is presies wat gebeur, dat kinders van die Here nie meer kan onderskei tussen wat goed en wat sleg is wanneer hulle praat nie. Hulle weet nie wat is goeie praatjies nie, en hulle weet nie wat is slegte praatjies nie. En hulle kan nie meer onderskei nie, want hulle is in hierdie eensydige waarheidswaan geplaas. Ek het al gehoor hulle praat van die term my waarheid en jou waarheid. Jy het al daarvan gehoor? Jy hoor iemand sê, dis jou waarheid. En hierdie is my waarheid. Terwyl die Bybel praat van net een waarheid. God se waarheid. Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daar's geen ander waarheid. En so dikwels verval die gemeente in hierdie my waarheid, dat hulle nie kan onderskei tussen goed en sleg. Job 20 vers 12 sê hy, al smaak die kwaad soet in sy mond, al verberg hy dit onder sy tong. Daar is iets, liewe kind van God, wat jy kan doen met jou tong, wat nie sleg is nie. En dit is om die kwaad te verberg. Dit is om die volmaaktheid in die Here Jesus Christus, die waarheid van die Here Jesus Christus, om dit te openbaar, om daarvan te spreek. En daarvan lees ons daar die bekende teksvers Handelinge 1 vers 8, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Daar is iets nuttigs, liewe broer en suster, wat 'n kind van God met sy tong kan doen. En dit is om die evangelie te verkondig.
om dit uit te leef, liewe broer en suster, om te getuig, om waarlik te getuig. Nie net in daad nie, maar ook in woord. En nie net in woord nie, maar ook in daad. Een getuienis, een waarheid, Jesus Christus. Maar dan sien ons ook dat hierdie tong in die tweede plek 'n besondere bediening het. Daar in vers 5 lees ons, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Nou, jy moet nou oplet hoe hierdie tong beskryf word aan die gemeente op 2 maniere. Beskryf Jakobus die tong aan hierdie gemeente. Die eerste manier beskryf hy die tong op 'n baie opbouende manier. Hierdie tong, hy sê dan vers 3, kyk, ons sit stange in die perde se bekke. Hoekom? Om die perde te beheer. As daar nie stange is nie, dan kan hy perd hardloop waar hy wil hardloop. Behalwe as hy baie goed opgelei is. Maar verder nie. Jakobus 3 vers 4, kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur die ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Né? Groot seile. Ja, in vandag se lewe kom maar groot engines, né? Ek het al van daai goed gesien, waar daai engine groot soos 'n 3 verdieping gebou, dan dink ek my genade. Is dit moontlik? En ja, dit is moontlik. Maar as een stuurman daarbo, en hy draai die stuurwiel, letterlik. En as hy stuurwiel net 'n graad draai, dan draai daai stuur, daai roer, die skip, en dan gaan hy in die rigting waar daar die stuurman gesê het, hy moet gaan. En so gebruik hy hierdie as die positiewe, opbouende voorbeeld van waarvoor die tong in die gemeente moet gebruik word, om op te bou, om te bestuur, om te stuur in die regte rigting, en al daardie wonderlike pragtige dinge wat vanselfsprekend is in 'n Christelike gemeente. Maar dan ook die teenoorgestelde, die afbreekende uitwerking. Vers 6. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Vers 8 gaan hy verder en hy sê, dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Dit, my broer en suster, dieselfde gedagte, die aanwending, hoe die tong gebruik word, eers positief, ja, julle kan die gemeente opbou, ja, julle kan hierdie skip stuur, maar hierdie tong kan ook die gemeente afbrand. Of natuurlik ook stadig vergiftig, tot daar niks van die gemeente oor is nie. Jy weet, ek dink baie keer dat die Here vir ons die tong gegee het met 'n doel. En as dit maar net by die goed gebly het, by die opbouende werke, dan sou dit wonderlik gewees het. Maar ons sien in kerke, jy weet nie net in ons kerk, jy sien dit reg oor die wêreld, reg oor die land, hoe tonge van mense eintlik kerke afbreek. Tweespalt, neidigheid, ongure praatjie, onwelvoeglike woorde. Wat kinders van die Here spreek, vloektaal, nê? Vervloeking. Die Here sê, as jy vir jou broer sê raka. Hoeveel keer het ons al
vir ons broer gesê, Raka. In die kerk, onder kinders van die Here. Jy weet, gaan kyk maar, hierdie radikale linkse partye in Suid-Afrika vandag, gaan nie politiek praat nie, maar ook die regse partye, wat in ons land is, en was in die verlede, tel hy party wat sy gehou van die kakieklere. Daai mense het geweet, en hulle weet vandag, wat die impak van woorde is, en hulle weet hoe om woorde te gebruik, om mense te beïnvloed. En ek praat nie politiek nie, ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Hoekom dink julle, sing hulle Kiel de Boer? Nog steeds. Want hulle weet wat die impak van woorde is. Adverteerders gebruik dit. Het julle al gesien daar op die advertensies? Een woord, en hy slat vir jou, hy het vir jou, en hy neem jou gevange. Dis die krag van woorde. Woorde kan die toekoms van nasies bepaal. Gaan kyk na Rusland, gaan kyk na Duitsland, en al die ander voorbeelde uit die geskiedenis uit. Kyk maar na Suid-Afrika, ons eie land, as 'n voorbeeld van woorde. Spreuke 15 vers 1 lees ons, 'n sagte woord of 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Kind van God, ons moet besef hoe belangrik ons woorde is. Want ons dink so baie keer, nou, ek kan nie kritiseer nie, ek kan nie vir iemand sê, hoorie, jy's verkeerd nie. Jy mag vir iemand sê, jy's verkeerd. Dit gaan nie daaroor. Dit gaan oor, is dit 'n sagte antwoord, of is dit 'n krenkende woord? Want as dit 'n krenkende woord is, liewe broer en suster, dan gaan ons die grimmigheid opwek. Jy weet, ek ondervind dit. Ek sien dit so baie, dat dit maklik is om vingers te wys. Maklik om te kritiseer, en sleg te sê, en af te breek, as om te sê, kom, ek gaan saam met jou hierdie pad loop. Kom, laat ek jou wys. In Korintiërs 15:58, ekskuus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En so ook met ons woorde. Nie om af te breek, om op te bou, om te werk in die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Dan sien ons hier in ons laaste gedagte vanoggend, uit vers 10 lees ons, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. En dit sê vir ons dat hierdie tong, hierdie klein lid, bemeester kan word, dat dit reg aangewend kan word. Dit is nie 'n saak van onmoontlikheid nie. Hoekom? Hy gebruik die natuur as 'n voorbeeld. Vers 12, 'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie. Dis onmoontlik. Of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak
en vars water voortbring nie. Vers 11, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Dis 'n teenstrydigheid, dis onnatuurlik. Dat een ding twee verskillende goed voortbring. En dan sê mense, ja, maar dominee, wat van 'n roos? 'n Roos het dorings en het mooi blomme, dis hoe die Here hom geskaap het. Maar die Here het nie 'n vrye boom geskaap om olywe voort te bring nie. Ja, iemand al 'n rou, 'n regte egte olyf so van die boom af gepluk en hom probeer eet. Wil my sê, gaan iemand vir my sê is baie lekker. Ja, daai ding is sleg. Dan. Dit is baie lief vir olywe, maar so nie lekker nie. Maar het jy al 'n ryp vy van 'n vyeboom afgepluk? Het jy hom al geëet? Lekker, né? Heerlik. Onnatuurlik. Onnatuurlik. Dan moet 'n regstelling plaasvind. Dan moet 'n regstelling plaasvind in hierdie gemeente. En hoor nou. Vers 8, maar die tong kan geen mens tem nie. Liewe broer en suster, laat ons mekaar vandag verstaan. Ek kan nie vanoggend sê, goed, van vandag af gaan ek nie meer vloek nie, gaan ek nie meer sleg praat nie, gaan ek nie meer skinder nie, gaan ek nie meer dit doen of dat doen, of ek daar by die roubord staan en die taxi ry voor my in, gaan ek splinter nuwe woorde uitdink in Afrikaans om hierdie ou te laat verstaan hoe ek voel nie. Nee. Want die Bybel sê, maar die tong kan geen mens tem nie. Jy en ek, liewe broer en suster, is 'n mens wat nie in staat is om die tong te tem nie. Die mens wat nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie, sal nooit en kan nooit in staat wees om sy tong te beheer nie. 'n Mens wat nie waarlik gered is nie, kan nie met die tong waarmee hy die Here aanroep, of kan eintlik nie, met die tong waarmee hy die Here aanroep, kan hy ook sy buurman vloek en vir sy vriend of sy broeder sê, Raka, nie waarlik gered is nie. Vers 9 gebruik, Jakobus sê dit so mooi voorbeeld. Hy sê, daarmee loof ons God en die Vader wonderlik. Ons is hier by die kerk, dominee, ons besig met voorsang, ons sing so lekker saam, alles klink so mooi. En dan gaan Jakobus verder en hy sê, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Nog nie so daaraan gedink nie. Daardie ou by die werk, jy so vreeslik irriteer, en nooit kan vir homself kan dink nie, en ek het nou net, voor ek by die werk, voor ek by die huis gery het, my stilte tyd gehou, en ek het vir tot die Here gebid, en nou kom ek hier, miskien daar by die workshop, of op die landery, of waar dit ook al mag wees, by die skool, en ek vervloek, met dieselfde tong, vervloek ek, hulle, en hoor wat sê Jakobus, hulle, wat na die gelykenis van God gemaak is. Matteus 19, lees ons daardie werk van die Here, waar Jesus van praat, in vers 26, en waar hy sê, hy het hulle aangekyk, het vir hulle gesê, by die mense is dinge onmoontlik, want dit is hoe dit vir ons lyk, nee, dominee is onmoontlik, ek het hierdie woede probleem, dominee, ek word so kwaad,
En as ek kwaad word, dan sê ek partykeer goed, of ek doen goed. Nee? Weet jy hoekom, broer en suster, want jy probeer. Jy probeer. Ek gaan probeer van vandag af. Stop al probeer. Ons begin doen. Ons begin doen. Wat moet ons doen? Oorgee aan die Here. Vertrou in die Here vir my meer. Vir die probleme, vir die intelligensievlakke waarmee ons partykeer, dis ons persepsie daarvan, hè? Waarmee ons partykeer moet te doen kry wanneer ons daar by die werk is. Moet ophou probeer. Met die Here vertrou. Want die Here Jesus het gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is, hoor nou, alle dinge moontlik. Here, hoe moet ek verander? Kyk hoe ry hierdie mense alweer vandag. By mense is dit onmoontlik, maar by God is, hoor nou, alle dinge moontlik. Ons moet eerder in daai oomblik wanneer ek kwaad word en wanneer ek wil uitklim en ek wil my wat sit my wheel spanner wil ek uithaal en net vir daai verduidelik. Kyk. Net voor ek dit doen, net voor ek by daai punt kom, moet ek sê Here, verander my. Verander my. Hier. Here, ek bid vir hierdie man wat hier voor my ry. Ek bid vir hom, raak hom aan vandag, dat hy die Heilige Gees sal ervaar. Here, verander my. En ek nie waarborg, as ons dit begin doen, dan sal al lewe wees. In Tessalonisense 3:8, want nou leef ons as julle vas staan in die Here. Skryf Paulus aangaande sy evangelisasie groepie wat gegaan het en hy skryf vir hierdie gemeente en hy sê vir hulle, want nou leef ons, nou kan ons werk, nou kan ons die evangelie verkondig as julle vas staan in die Here. As julle aanhou bid, as julle aanhou doen wat julle moet doen. Vir die wat vas staan in die Here Jesus. Vir die wat vas staan in die belofte, kan God enigiets laat gebeur. En ek wil nie vandag soos daai prosperity preachers vir julle sê, hier gaan nou goed gebeur wat nie regtig gebeur nie, of nie regtig moet gebeur, seker in 'n kerk nie. Maar ek wil vir julle sê, as ons vas staan in die Here, dan gaan die Here my verander. Hoeveel keer het ons al bid en sê, Here, verander my omstandighede? Nee, broer en suster. Here, verander my in my omstandighede. Verander my. Verander my. Leer my. Sodat leer my, om my tong te tem. Want ek kan. Dis moontlik. Anders sou die Here nie gesê het ons moet dit doen nie. Leer my om my tong te tem, sodat u woord, u evangelie, u boodskap van vrede sal uitgaan in die wêreld. Sodat dit wat ek in my binnekamer getuig en dit wat ek in my binnekamer voor u bely in die wêreld bekend sal word. Ek sluit af. Ons het vandag met ons tema die tong gesien dat dit wanneer dit reg aangewend word, dat dit vir ons 'n toenemende geestelike volwassenheid, 'n toestand daarvan sal aandui. Maar ook as dit verkeerd aangewend word, die teenoorgestelde sal aandui. In die bediening
van die tong, sal ons sien dat dit of afbreekend is of opbouend is. En dit kan vir albei aangewend word en dan ook dat ons die tong moet bemeester sodat die boodskap van God se vrede in die totaliteit van die menswees van die kind van God sal openbaar word, sal uiting vind. Dit los my weer eens met die vraag waarmee ons begin het, wat elkeen van ons in ons harte vandag moet beantwoord. Hoe lyk u tong? Nie gaan steek hom uit daar in die spieël en neem 'n foto nie. Ons kyk op search op Google nie. Hoe lyk u tong? Hoe lyk u geestelike toestand? Hoe lyk u geestelike tong? Gemeente. Liewe broer en suster, hoe sien u hart daarna uit in hierdie dag? Sal u tong daardie toets slaag? Dat die groot geneesheer by u kom en sê, steek net u tong uit. Mag die Here u help dat u tong in bedwang sal bring. Dat u die Here sal soek vir sy volheid en hom sal vertrou om u te verander, dat u tong vir hom 'n getuienis sal wees. En daardie woord sal dra. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. O Here, hoe dikwels struikel ons nie. As ons maar net dink aan die krenkende dinge wat ons oor mekaar en vir mekaar te sê, selfs hier in die gemeente. Maar Here, as gemeente wil ons dit vandag aan u voete kom neer lê. Here, ons wil bely en vra dat u vir ons sal aanraak. Raak ons tonge aan. Toe u die profeet Jesaja geroep het, het hy vir u gesê, Here, hy's 'n onrein man, met onrein lippe en 'n onrein tong, en u het hom gereinig, Here, en daarom is dit ons gebed as gemeente dat u vandag 'n kool uit daardie verhewe altaar sal uitneem en ons lippe en ons tong daarmee sal aanraak, o Here, sodat die kwaad en die onreinheid daaruit verbrand word en dit gereinig word, sodat u verheerlik kan word. Here, laat ons in u genade mekaar sal dra in ons gebede vir mekaar en u verheerlik sal word. Amen.